Ons is besig om 'n studie te doen uit die boek Jeremia en op hierdie stadium is ons by Jeremia se diens, se bediening onder die koningskap van koning Josia van Juda. Josia was 'n regverdige koning. En wat ons vandag gaan doen is bloot 'n toepassing van laasweek. Laasweek se preek is ons agtergrond en ons inleiding vir vandag se toepassing. Die titel waarna ons daarna gaan kyk is Ou Testament Israel en die Nuwe Testament gemeente, 'n eenderse uitdaging. Die skrifgedeelte waarna ons laasweek gekyk het, was Jeremia 11 gewees wat ingelei het met hierdie opmerking: hoor julle die woorde van hierdie verbond. En toe het ons gegaan en die verbond van Moses geëvalueer om te sien watter rol, doel en impak dit gehad het en het. Vandag se studie is dan net 'n toepassing wat vloei uit ons studie van die Mosesverbond van laasweek. Ons het toe tot die gevolgtrekking gekom dat die Nuwe Testament gemeente staan nie onder die breedvoerige stel instruksies van die Mosesverbond nie. Dit het ons gelaat met die vraag: het ons dan meer vryheid en minder verantwoordelikheid as Ou Testament Israel? Om ons te help om hierdie vraag te evalueer, kom ons doen 'n vinnige oorsig van die omstandighede wat ter sprake is om ons te help om begrip te hê van ons studie van vandag. Kom ons begin met die ontwikkeling van God se kommunikasie met Israel. In Genesis hoofstuk 46 tot hoofstuk 50 sien ons die vestiging van 'n klein groepie Jode, om en by 70 van hulle, in Egipte. En ons sien hoe hulle begin toeneem in getalle terwyl hulle in Egipte is. Opmerklik, as jy Genesis 46 tot 50 lees, is dat daar geen kommunikasie tussen God en hierdie jong nasie opgeteken is in Genesis nie. Daar's bloot God se vroeëre kommunikasie, aanvanklik met Abraham, toe met Abraham se seun Isak, toe met Isak se seun Jakob, en dan God se kommunikasie met Jakob in hierdie gedeelte, hoofstuk 46 tot 50. Nou, hoe ontwikkel die kommunikasie tussen God en hierdie klein groepie Jode? Hoe ontwikkel dit? In Handelinge 7 sien ons 'n opsomming van die geskiedenis van Israel, en wat ons daar sien is, dat toe Moses ongeveer 40 jaar oud is, het hy gevlug uit Egipte uit, omdat hy 'n man doodgemaak het, en hy het gaan woon in die woestyn van Midian. Nog 40 jaar later, toe Moses 80 jaar oud is, het God aan hom verskyn en aan Moses opdragte gegee, en die spesifieke opdrag om die Jode uit Egipte te gaan uitlei. Wat ons sien wanneer ons die kronologiese geskiedenis lees, Eksodus 12 vanaf vers 37, is dat hierdie groepie Jode van om en by 70 mense, wat 430 jaar vroeër saam met Josef in Egipte gaan vestig het in hierdie 430 jaar gegroei tot 'n groep van om en by 2 miljoen mense. Ons sien daar is oor die 600,000 weerbare manne, wat ons dan bring by 'n getal van om en by 2 miljoen. So dit is naby die einde van hierdie 430 jaar, hierdie tyd wat die nasie in getalle toegeneem het, wat God met Moses begin praat, en met die nasie deur middel van Moses. Van nou af is God in gereelde kontak met die nasie. Deur die wet van Moses maak hy nou sy opdragte bekend aan die nasie Israel, en ook duidelik aan die nasie. Hy gee aan hulle 'n volledige stel instruksies. En deur die profete, soos die een profeet op die volgende ene volg, herinner God Israel
voortdurend dat hierdie wet wat hy aan Moses gegee het, of aan hulle gegee het deur Moses, bindend is en gehoorsaam moet word. God het dus begin kommunikeer deur Moses, deur die wet en deur die profete. En hierdie kommunikasie was in plek reg deur die eeue tot en met die laaste opgetekende profeet in die Ou Testament, die profeet Maleagi, die laaste profeet wat geprofeteer het voor die 400 jaar stilte tyd, die tydperk tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, daardie 400 jaar waartydens God deur geen profeet met die nasie gepraat het nie. Wat is die boodskap toe God wel weer begin praat? So ons sien die ontwikkeling van God se kommunikasie met Israel. Kom ons kyk dan na die vooruitgang in God se verhouding met Israel. Johannes die Doper sê aan die volk, 'n man wat deur Maleagi geprofeteer word in Maleagi 3 vers 1 en 2. Hierdie Johannes die Doper word dan toe uiteindelik 400 jaar na die profesie gebore. En Johannes sê aan die volk Israel in die land Israel dat daar 'n nuwe boodskapper op pad is. Hy is 'n boodskapper, hy's geprofeteer as 'n boodskapper, Johannes self, maar nou sê hy aan die volk, daar is 'n nuwe boodskapper op pad, en dat die volk na hierdie boodskapper moet luister en sy boodskap moet navolg. Toe hierdie boodskapper, dit is Jesus, begin preek, toe is die belangrikstes en die mees geleerdes in die nasie, die fariseërs, is dit hulle wat hierdie boodskapper Jesus voortdurend aanval, omdat dit vir hulle lyk asof hy die wet van Moses minag. En uiteindelik maak Jesus hierdie opmerking, nadat hy voortdurend aangeval word deur hierdie groep Bybelgeleerdes, geestelikes, maak hy uiteindelik hierdie opmerking: moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat, baie belangrike woord, voordat alles voleindig is, of totdat alles volbring is. En later, in tyd, in Lukas 16, maak Jesus hierdie opmerking, die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af word die evangelie aan die koninkryk, of van die koninkryk van God verkondig. Wat ons sien wanneer ons hierdie twee skrifgedeeltes lees, is dat daar 'n duidelike dinamiek rakende die wet van Moses is en die toekoms van die wet van Moses. Jesus maak 'n duidelike aanduiding dat hier 'n dinamiek is, en daardie dinamiek moet ons nie mis nie. En die fariseërs hou nie van wat hulle hoor nie, en hulle hou nie van wat hulle sien nie. Hulle het hulle tradisies, hulle kultuur, hulle oortuigings, en daaraan wil hulle vasklou. Moenie met ander inligting of nuwe inligting of bloot, moenie met die openbaring van die profeseë van die Ou Testament na ons toe kom nie. Ons wil bly by dit wat ons bekend mee is, by dit wat ons van hou om te hoor. En hulle hou nie van wat hulle hoor nie. Hulle is tevrede met hulle verhouding met God, soos hulle dink hulle het 'n verhouding, en hulle stel nie belang in enige toevoegings wat hulle verhouding met God dalk mag verbeter nie, of meer effektief mag maak nie. Nou hierdie probleem verdwyn nie met die dood en die hemelvaart van Jesus nie. Hierdie weerstand wat daar is teen die dinamiek, teen die voortdurende openbaring wat Christus gebring het, of die verduideliking van dit wat in die Ou Testament nie so duidelik was, nie so maklik was om te verstaan nie. Daardie probleem verdwyn nie toe Jesus dood is en opvaar hemel toe nie. En daarom kyk ons derdens na die spanning tussen God se kerk en Israel, die nasie. Die tyd
na Jesus se hemelvaart bring ons in die boek Handelinge. En met die eerste kerkvergadering in Handelinge 15 sien ons dat hierdie vergadering besluit dat daar spesifieke instruksies is wat aan die gemeentes gestuur moet word rakende die wet van Moses en Christene, rakende die interaksie van die Jode, die Israeliete, die wat groot geword het met die dinamiek, die tradisie, die kultuur onder die wet van Moses. Hoe hulle interaksie moet hê met nie-Jode, met Nuwe Testament Christene. Hierdie twee groepe wat Efesiërs 2 en 3 ons verduidelik, wat een groep gemaak word in die kerk van Christus, die muur van verdeling wat afgebreek word. Hierdie kerkvergadering in Handelinge 15 gee 'n stel instruksies oor hoe die gemeente hanteer moet word sodat die spanning tussen hierdie twee groepe opgelos kan word. Intussentyd beweeg Paulus rond op sy sendingreise en hy leer die gemeentes wat God van hulle verwag en wat hy nie van hulle verwag nie, wat Christus gee as instruksies. Maar ten spyte van Paulus se poging, ontwikkel daar in die vroeë kerk ernstige spanning, ten spyte van die werk wat Paulus doen, ten spyte van hierdie instruksies wat vanuit Handelinge 15 uit hierdie kerkvergadering uitgegaan het om die gemeentes te help om die waters van verandering te kan navigeer, ten spyte daarvan ontwikkel daar ernstige spanning. In elke gemeente was daar 'n groep Joodse Christene wat baie traag was. In elke gemeente was daar 'n groep Joodse Christene wat baie traag was om hulle tradisies rondom die Moseswet te laat vaar. Elkeen van ons ken daardie stryd. As jy in 'n sekere tradisie groot geword het, as jy sekere gewoontes aangeleer het, veral as dit kerktradisie en kerkgewoontes is dit glad nie maklik om dit neer te lê as jy dalk sou leer dat jou tradisies en gewoontes nie oral in lyn was met die woord van die Here nie. God se woord is absolute autoriteit, is finale autoriteit. Geen gewoonte, geen tradisie, geen persoonlike oortuiging, geen persoonlike denkpatroon is in autoriteit bo die woord van die Here nie. En dit is wat ons sien in hierdie gemeentes waar daar 'n groep Joodse Christene was wat traag was om hulle tradisies rondom die Moseswet te laat vaar. Sommige van hierdie groep Jode het gesê dat die feeste belangrik is en nog steeds gehou moet word in die Christenkerk. Ander het aangedring dat die Sabbat en die Sabbatsbepalinge nog in plek is en daarom geëer moet word. En onthou as ons sê Sabbat, praat ons van die Joodse Sabbat, Vrydag aand son onder tot Saterdag aand son onder, soos uiteengesit, rakende die wet van Moses. Dan is daar verskeie wat besnydenis nou steeds nog wou deel hê van die nuwe Christenkerk, Christenskap wat 'n voortvloeisel uit Jodendom is. Hulle wou besnydenis deel maak daarvan of behou. Maar Paulus leer die kerke dat daar nie vereistes vanuit die Moseswet oorgespoel het in die Christengemeentes nie, maar dat die wet van Christus nou in plek is. En die gevolg van hierdie lering van Paulus dat daar nie vereistes vanuit die Moseswet oorgespoel het nie, jy het vryheid om sekere van die wette te hou as jy dit wil hou. Maar dit is nie 'n vereiste nie, is wat Paulus die mense leer. Hierdie lering van hom lei tot ernstige en verdere polarisasie in Christenskap in die vroeë Christenkerke. Die een groep, wat hoofsaaklik uit Jode opgemaak is, sê dat die wette en die besnydenis deel uitmaak van die verhouding met Christus, en hulle teenstanders, wat hoofsaaklik nie Jode is, sê dat Christene heerlike vryheid beleef, omdat die kerk nie onder die wet van Moses is nie. Die gevolg sê, hierdie groep wat die vryheid najaag,
is dus dat Christene nie 'n handevol reëls en regulasies hoef te onderhou soos uiteengesit in die wet van Moses nie. Christene is dus minder ingeperk, sê hierdie tweede groep, as wat Israel was, en indien daar sonde is hulle redelik veilig binne die genade van Christus. Indien Israel die wet oortree, sê hierdie tweede groep, was hulle aan God se oordeel uitgelewer. Maar die Nuwe Testament gemeente sê hulle lewe in die tydperk na die wet, dus onder Christus se liefde en genade, en daarom is Christus beskerm, of is Christene beskerm, teen so 'n woeste weergawe van God se oordeel, indien daar sonde sou wees. So wat ons hierso sien is dat die polarisasie, die dinamiek geïdentifiseer word as 'n groep hoofsaaklik Jode, 'n groep hoofsaaklik nie Jode. Die groep hoofsaaklik Jode sê, die wet van Moses, die tradisies van Moses is belangrik. Dit is belangrik dat ons sekere aspekte daarvan moet behou en deel maak van Christendom. Hierdie groep sê, ons is klaar met die wet van Moses, ons is onder die wet van Christus, Galasiërs 6, en omdat ons onder die wet van Christus is, daar genade, en omdat daar genade is sonde nie noodwendig so vernietigend nie, so ernstig nie. In Engels sou hulle gesê het, chill. Ontspan. Moenie so ernstig oor hierdie dinge dink nie, moenie so intens wees nie. Dit is die twee groepe. Paulus moes hard werk om albei groepe tot kennis van die evangelie te bring. Aan die navolgers van die Moseswet, groep 1, sê Paulus in Galasiërs 1 vers 6, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Julle word afvallig na 'n ander evangelie toe. Die evangelie wat ek julle gegee het plus nog ietsie. Terwyl daar geen ander evangelie is nie, sê Paulus, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Die mense sê, die evangelie plus sekere vereistes van 'n wet, of die wet, die besnydenis, wat nie oorspronklik deel is van die Mosesverbond nie, en ander aspekte. So hulle boodskap is evangelie plus iets. Aan die groep wat fokus op genade en sê, daar is beweegruimte met sonde, want daar is genade. Aan hierdie groep sê Paulus in dieselfde boek, Galasiërs 5 vers 13, julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Ons het toe laasweek geëindig met die herinnering dat God wel 'n volledige stel gebooie aan sy wedergeborenes in die Nuwe Testament gee. En dat God ook vereis dat daardie instruksies wat hy gee aan sy Nuwe Testament gemeente gehoorsaam moet word, anders sal daar verseker oordeel wees. Ons kan dan nou vra, is dit so, waarsku God wel sy gemeente dat daar so 'n oordeel of sulke oordeel sal wees? En dit bring ons by ons 4de punt, die ooreenkoms met God se waarskuwing aan Israel, die ooreenkoms met God se waarskuwing aan Israel. Ons het gesien ontwikkeling van God se kommunikasie met Israel, vooruitgang in God se verhouding met Israel, spanning tussen God se kerk en Israel en nou ooreenkoms met God se waarskuwing aan Israel. Kom ons kyk wat sê God in Openbaring hoofstuk 2 en 3 aan 'n handvol Nuwe Testament gemeentes. Daar's 5 gemeentes waarna ons gaan verwys. God praat met 7. Ons gaan na die 5 gemeentes wys oor wie hy 'n spesifieke uitspraak maak. 2 van die gemeentes is gemeentes wat binne God se begeerte en se wil beweeg, en aan hulle het hy nie 'n waarskuwing nie, maar aan 5 wel. Kom ons kyk wat sê God aan hierdie gemeentes. Aan gemeente 1 sê hy in Openbaring 2 vers 1 tot 7, en ek haal aan, ek maak 'n opsomming van hierdie gedeelte. God sê aan hierdie gemeentes in effek, ek ken jou werke en jou arbeid, en later, maar ek het iets teen jou, en dan, bekeer jou gemeente, want anders, en dan later sê die Here, hy eindig, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dis gemeente 1. Gemeente 2, Openbaring 2 vers 12 tot 17. Selfde woorde, ek ken jou werke, en later, maar ek het enkele dinge teen jou, en dan later bekeer jou anders.
En dan eindig hy, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Gemeente 3, Openbaring 2 vers 18 tot 29. Ek ken jou werke, maar ek het enkele dinge teen jou. En later, ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke, volgens sy optrede. En dan wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Gemeente 4, Openbaring 3 vers 1 tot 6. Ek ken jou werke, bekeer jou. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Gemeente 5, Openbaring 3 vers 14 tot 22. Ek ken jou werke, bekeer jou. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 5 gemeentes, 5 waarskuwings. Wat is die afwykings as ons hierdie gedeeltes in Openbaring hoofstuk 2 en 3 sou deurlees? Wat is die waarskuwings waarvan ons, of die afwykings eerder, wat is die afwykings waarvan ons in hierdie gemeentes lees? Hier is wat ons sien. Die afwyking is, julle is 'n doelgerigte gemeente, maar julle het verkoel in julle aanbidding. Nommer 2, julle is 'n gemeente waarin daar immoraliteit is. Hierdie verwys na seksuele sonde. Nommer 3, daar is 'n verering van iets anders as God in van die gemeentes. Nommer 4, daar's 'n wêreldsheid of 'n aanvaarding van wêreldse norme wat definitief nie Christen norme is nie. Nommer 5, daar's skikking met wêreldse beginsels. Ooreenkoms, is oukei. Julle kan wees soos julle wil. Jy gaan nie meer uit met dringendheid om mense aan te spreek en op te roep tot bekering, tot die evangelie van Christus nie, maar weet jy wat? Dis alright. Jy's oukei. God is 'n God van liefde, moenie bekommerd wees nie. Nommer 6, daar's 'n verdraagsaamheid rakende sonde. Nommer 7, daar is skyn heiligheid. Die skyn van heiligheid, maar dis nie werklik waar nie. Nommer 8, daar is vervalsing van God se woord. Met ander woorde, die woord word geherinterpreteer. Nommer 9, julle laat vals profete toe. Enige iemand wat enige enkele ding sê wat nie waar word nie, is 'n vals profeet. Dit is die standaard wat die Bybel ons leer. Julle laat sulke mense toe. Nommer 10, julle laat toe dat daar dwaling gepredik word of dwaalleer verkondig word wat verleiding bring, wat verwarring bring. Nommer 11, daar is misleiding. Mense word in 'n ander rigting gelei. Nommer 12, prediking met die fokus om geld daaruit te maak. Ek sê vir julle, 'n prediker wat fokus om geld uit sy mense uit te kry, is 'n vals prediker. Onthou dat elkeen van hierdie gemeentes in Openbaring 2 en 3 begin het as klein groepies van gelowiges wat bereid was om swaar kry en vervolging te weerstaan ter wille van geloof in Christus. Klein groepie wat sê, ons sal verdra wat ook al in ons rigting kom ter wille van Christus. Hierdie geloof in Christus was gebou op gehoorsaamheid aan Christus se instruksies. Klein groepie mense, bereid om swaar kry te verdra, gehoorsaam aan Christus. Dis was daar in hierdie gemeentes doelgerigte, gehoorsame, toegewyde Christene. Dis waaruit hierdie 5 gemeentetjies aanvanklik opgemaak was. Maar iets het verander. Daar het 'n dinamiek ontstaan wat aanleiding gegee het daartoe dat na plus minus 3 tot 4 dekades van bestaan van hierdie gemeentetjies, elkeen van hulle deur Christus self gewaarsku word. Wat het gebeur? Watter dinamiek was daar dat 'n gemeente so agteruit gaan van toewyding na waarskuwing?
Om dit prakties toepaslik vir ons hier vandag te maak, hierdie gemeente, Midrand Christen gemeente, om dit prakties toepaslik te maak. Kom ons evalueer watter een van hierdie 5 gemeentes kan ons mee vergelyk word. Ons kry die antwoord wanneer ons hierdie 12 aanklagte een vir een evalueer en wegneem dit wat nie op ons van toepassing is nie. Kom ons gaan agteruit. Kom ons begin by 12 en ons werk agteruit. Is daar enige iemand hier wat die aanklag kan bring aan hierdie gemeente dat ons preek met die fokus om geld te maak? Kan ek 'n hand sien? Is daar enige een hier wat daai aantuiging teen hierdie gemeente sal maak? Ons gaan na nommer 11 toe. Is enige iemand hier oortuig dat hier definitiewe misleiding is weg van die evangelie van Christus af? Ons gaan na nommer 10. Dat ons toelaat dat hier so dwaling en dwaalleer verkondig word wat mense weglei van die evangelie af. Nommer 9. Dat ons enigsins iemand wat homself 'n profeet noem sal toelaat in hierdie gemeente. Nommer 8. Dat hier vervalsing is van God se woord. Nommer 7. Dat van die leierskap van hierdie gemeente en die mense wat die toon aangee, daar 'n skynheiligheid uitgestraal word. Dat sy lewe nie dit is wat sy mond verkondig nie. Nommer 6, dat ons verdraagsaam is rakende sonde, dit wat die dood bring volgens Romeine 5. Nommer 5, dat ons bereid is om te skik met wêreldse beginsels. Die wêreld besluit homoseksualiteit is aanvaarbaar en dan sê ons is tevrede daarmee. Nommer 4, dat ons 'n aanvaarding van wêreldse norme en wêreldsheid het. Nommer 3, dat ons hier iets anders verkondig wat vereer moet word, behalwe God alleen. Nommer 2, is ons bewus, en nadat ons bewus is, laat ons enige immoraliteit toe in hierdie gemeente. Nommer 1, is ons doelgerig in ons aanbidding, en mag daar 'n aanduiding wees dat daar 'n verkoeling is in ons liefde vir die Here en ons uitvoer van sy instruksies en opdragte. Onthou dat elkeen van hierdie gemeentes doelgerig begin het en geëindig het op 'n plek waar die Here vir hulle sê, bekeer julle, ek ken julle werke. Laat elke oor hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons kan sonder twyfel nee sê indien ons gevra word of hierdie gemeente deur sy leierskap of sy boodskap of sy kerngroep homself skuldig maak aan enige van die eerste of van 12 tot 2. Ons kan sonder twyfel nee sê. Dit laat ons met nommer 1. Indien ons onsself met enige van hierdie gemeentes moet vergelyk, hier's 'n vraag, kan dit dalk moontlik wees dat ons aan nommer 1 skuldig bevind kan word? Kom ons doen 'n evaluasie. Die gemeente wat hier ter sprake is met nommer 1, die gemeente wat die beskuldiging is, jy's 'n doelgerigte gemeente wat in gehoorsaamheid optree, maar het verkoel in jou aanbidding. Hierdie gemeente se naam is Efese. Ons lees van hulle in Openbaring 2 vers 1 tot 7. Paulus self het 'n rol gespeel wat aanleiding gegee het tot die ontstaan van hierdie gemeente. In Handelinge 18 vers 19 lees ons dat Paulus se eerste prediking in die stad Efese was, waar hy die evangelie aan die einde van sy tweede sendingreis in die sinagoge tussen die Jode gaan verkondig het. Na Paulus se vertrek los hy 2 persone agter, 'n man en sy vrou, Aquila en Priscilla.
En hulle hou aan volgens Handelinge 18 vers 26 om die evangelie te verkondig in Efese. En dit is dus heel waarskynlik dat die gemeente in Efese, onthou Paulus het in die sinagoge gaan preek, dat die gemeente in Efese ontstaan het tydens die bediening van Aquila en Priscilla. Met sy derde sendingreis, tydens die tweede sendingreis wat Paulus in die sinagoge gaan preek, met sy derde sendingreis het Paulus weer in Efese aangedoen in hierdie stad, en toe gaan vestig hy homself daar vir 'n tydperk van 3 jaar. Paulus se bediening tydens daai 3 jaar was baie effektief. Onthou, in sy tweede sendingreis gaan hy in die sinagoge en hy verkondig die evangelie. Sommige van daai Jode word Christene, Aquila en Priscilla bedien hierdie groep, 'n gemeente ontstaan. Paulus kom met sy derde sendingreis terug soontoe en nou gaan vestig hy homself in daardie gemeente. Lees saam met my Handelinge 19. Gaan na Handelinge 19 toe en vers 18. Kom ons kyk hoe effektief is Paulus se bediening in Efese. Handelinge 19 vers 18. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring, dis nou die towerboeke, en voor almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Gaan 'n paar verse aan, vers 23. Handelinge 19. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding nie, met ander woorde 'n groot opskudding. Hierdie tyd het daar 'n groot opskudding ontstaan met betrekking tot die weg, dis met betrekking tot die evangelie van Christus. Want iemand met die naam Demetrius, 'n silversmid, 'n maker van silwer tempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle, dit is die ambagsmanne en die werkers in daardie soort bedrywe met mekaar geroep het, sê hy: "Manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is, hierdie silwerbeeldjies wat ons maak, hierdie afgodebeeldjies wat ons maak, dis waar ons geld van kry." En julle sien vers 26 en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asië hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het deur te sê dat daar geen gode is wat met hande gemaak word nie. En nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kan kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word nie en dat haar majesteit wat die hele Asië, ja die hele wêreld vereer, ook tot niet sal gaan. Stel jou voor, 'n God wat tot niet gaan, is met ander woorde 'n afgod. Christendom het dus met mag en krag sy invloed in Efese gevestig. Met Paulus se vertrek na 3 jaar uit Efese uit, het hy vir Timoteus agtergelaat om die werk daarvoor te sit. So Paulus gaan preek in die sinagoge, Priscilla en Priscilla word agtergelaat om die bediening voor te sit, 'n gemeente ontstaan, Paulus kom terug, vir 3 jaar is hy daai gemeente se predikant, se pastor, se herder, en aan die einde van sy 3 jaar laat hy Timoteus agter, om die gemeente te bedien. Maar Paulus was bewus daarvan, dat die saad van Satan se werk in elke gemeente gesaai word, deur die mense wat hulle sonde in daai gemeente insleep. Daarom, toe Paulus die gemeente verlaat, hy laat vir Timoteus agter, hy verlaat die gemeente, hy gaan af met 'n skip, en hy kom in 'n stad met die naam van Milete, en in Milete, wat omtrent 20 myl suid van Efese is, stuur hy 'n boodskapper na Efese toe, na die kerk toe, en hy sê vir die boodskapper, gaan sê vir die ouderlinge van die gemeente in Efese, dat hulle na my toe moet kom. Wie sou een van hierdie ouderlinge wees? Waarskynlik Timoteus. In Handelinge 20 vers 28, lees ons Paulus se waarskuwing. Blaai na Handelinge 20 toe. Vers 28 sien ons Paulus se waarskuwing aan hierdie gemeente, want Paulus het geweet, in elke gemeente sal die mense wat hulle sonde in daai gemeente insleep, die saad van Satan se werk daar kom saai. En hy sê vir hulle in Handelinge 20 vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet, sê Paulus, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie, ja, uit julle self, uit julle groep ouderlinge, uit daai gemeente uit,
Sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak. Wees wakker, hou oop julle oë, let op wat in die gemeente aan die gang is, vind uit wat in die gemeente aan die gang is en spreek dit aan. Nou wat is sommige van die uitdagings van hierdie Efese gemeente waarvan ons lees? Al wat ons hoef te doen is om Paulus se brief aan Timoteus, die pastor van daai gemeente, te lees om te sien, wat is, ek het dit vir julle hierso uiteengesit. Wat is sommige van die uitdagings in die Efese gemeente waarvan ons lees? Eerste een is vals leerstellinge, vals leringe. 'n tweede ene is 'n afwykende fokus. Hulle fokus op dit wat nie Christus en sy evangelie is nie. 'n derde ene is wanorde tydens die eredienste. Hulle laat byvoorbeeld vrouens toe om te preek. 'n vierde ene, die standaard, of Paulus sê vir hulle, julle mag nie 'n vrou toelaat om te preek, julle mag nie 'n vrou toelaat om 'n ouderling te wees nie. 'n vierde ene, die standaard van die geestelike leiers moet getoets word om seker te maak dat die geestelike leiers op standaard is, want daar was reeds geestelike leiers op daai stadium in hierdie gemeente wat nie op standaard is nie. 'n vyfde ene, daar is materialisme in hierdie gemeente. En 'n sesde uitdaging, daar is sommige mense uit die Judegroep wat 'n verbod op huwelike en die gebruik van sekere kosse of die eet van sekere kosse probeer instel. Terugkeer na sekere, en waar die ene oor huwelike vandaan kom, weet 'n mens nie, kan nie glo, daarso is al saad van die Romeinse kerk gewees. Dit is van die uitdagings in die Efese gemeente. Watter leerstellinge bevestig Paulus aan Timoteus, wat die pastor is, die herder is van daai gemeente? Wat leer hy Timoteus oor? Timoteus, ek leer jou hierdie dinge, nou moet jy gaan en jou gemeente hierdie dinge gaan leer. Die eerste ene, die funksie van die wet. Wat is die rol van die wet? Hoe evalueer ons as Nuwe Testament Christene die wet? Tweedens, redding. Hoe vind redding plaas? Wie is waarskynlik gered? Wie is waarskynlik nie gered nie? Derdens, die karakter van God. Vierdens, die sondeval, die impak van die sondeval. Jy kan nooit die evangelie verstaan as jy nie die mens en sy geneigthede verstaan nie. Vyfdens, die persoon van Christus, dit waaroor alles in die gemeente gaan. Sesdens, uitverkiesing. En sewende, die wederkoms van Christus. Almal van hulle primêre, belangrike aspekte van Christendom wat elke Christen moet sorg dat hy wel verstaan. Dis duidelik. Dis duidelik dat hierdie gemeente in Efese onder die leierskap van Timoteus en die ander ouderlinge geensins 'n gebrek aan waarskuwing gehad en geensins 'n gebrek aan leerstelling, aan lering gehad het nie. Hulle het genoegsaam waarskuwing gehad, hulle het genoegsaam lering gehad om 'n sterk en 'n gesonde gemeente te wees. Daar was nie 'n oënskynlike rede hoekom hierdie gemeente sou afkoel in sy aanbidding nie. Maar hy het afgekoel in sy aanbidding. Een gegewe in die lewe is dat mense gaan doodgaan. Oor 100+ jaar van nou af, as die Here nog nie gekom het nie, en mag hy gekom het, gaan elkeen wat vandag hier is, dood wees. Dis 'n gegewe. Dit gebeur ook in gemeentes. En dan neem nuwe mense hulle plek in. As ek en Frank doodgaan, gaan iemand anders hier kom staan en julle leer. Daar is nooit enige versekering dat hierdie tweede generasie wat die plek inneem van die wat doodgaan, dieselfde toewyding sal hê as die eerste nie. Dit is hoekom ons vandag 'n jongvolwassenes byeenkoms het. Dit is hoekom ons jongmense byeenkomste het. Dat ten spyte van die lering, dit is hoekom ons vra dat van 7-8 jaar ouderdom die kinders in die gemeente sit. Ons wil by niemand die gedagte skep dat 'n 7-jarige minder belangrik is in God se koninkryk as 'n 80-jarige nie. Is iemand wat al amper 80 is, maar nog nie heeltemal nie. Ons wil nooit die idee skep
dat 'n 8-jarige nie hier kan sit en kan notas maak en iets kan verstaan wat hier gepredik word nie, en dat sy ouers primêr die verantwoordelikheid het indien hy nie verstaan nie, om dan te gaan en om hierdie goeters te verduidelik. Ons doen wat ons kan doen as mense om seker te maak dat die tweede generasie 'n generasie is wat die Here gaan lief hê en hom sal volg en hierdie gemeente van krag tot krag sal neem. Maar daar is nooit 'n versekering dat dit so sal wees nie. Veral as daardie tweede generasie in leierskap in beweeg, is daar nooit 'n versekering dat daardie leierskap stewig sal staan tot aan die einde en sal doen wat hulle veronderstel is om te doen nie, maar ons sal doen wat ons kan om dit wel te probeer verseker of om dit aan te spoor. Toe die apostel Johannes sy brief in Openbaring 2 vers 1 tot 6 aan hierdie gemeente skryf, was so 'n tweede en 'n derde generasie reeds in plek. Daar was al 'n klompie mense wat in die afgelope 40 jaar doodgegaan het. Daar was nuwe lede, daar was nuwe leiers. En in Johannes se brief aan die gemeente kan ons duidelik aflei dat daar ook 'n nuwe posisie ten opsigte van Christus was. In vers 4 van Openbaring 2 lees ons hierdie woorde: "Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het." Luister mooi wat gesê word. Christus sê deur Johannes aan hierdie gemeente in Efese: "Ek het teen jou." Ek sal nooit die woorde wil hoor dat Christus sê, Midrand Christen gemeente, ek het teen jou nie. Hy sê vir Efese, ek het teen jou. Wat het hy teen hom? Dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die woordjie vir verlaat in Grieks is 'n woordjie wat net een betekenis het. En dit is wegbeweeg van iets waar jy was, van 'n plek waar jy was. Dit is byvoorbeeld, kom ons sê, al die betekenisse van hierdie woord dui daarop dat iets agtergelaat word en jy self aanbeweeg het. Byvoorbeeld hierdie woordjie verlaat word ook gebruik waar egskeiding en verwerping beskryf word. Dit is die betekenis van hierdie woord. God sê, ek het dit teen jou, dat jy, gemeente, jou eerste liefde verlaat het. Jy het wegbeweeg. Die gemeente in Efese het hulle verhouding met God van hulle kant af verander. Waar daar aanvanklike emosionele, en dis belangrik, en dinamiese verhouding met Christus was, is dit nou anders. Maar hulle doen, en luister mooi, hulle doen nog dieselfde goed. Hulle bewys hulle geloof deur hulle werke of doen hulle. In Openbaring 2 vers 2 lees ons hierdie. Hier is 8 opmerkings wat die Here maak in Openbaring 2 vers 2. Hy sê, ek weet, en nou begin hy by nommer 1. God sê ek weet oor hierdie gemeente. Hy sê ek weet alles wat julle doen. Dink daaraan mense. Wat jy doen, weg van ander oë af, in die donker, in die geheimenis, en bereid is om leuns oor te vertel dat dit nie uitgevind word nie, dit weet God. As jy deel is van hierdie gemeente, is jy die gevaar dat God vir hierdie gemeente kan sê, ek het dit teen julle. Ek weet alles wat julle doen. Wat sê hy tweedens? Ek ken julle onvermoeide arbeid. Dis goed. Ek ken julle volharding. Dis goed. Ek weet dat julle kan nie slegte mense verdra nie. Dis goed. Nommer 5. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Dis goed. En verder vers 3 sê hy, volhard julle, dis sy 6de opmerking, dis goed. Sy 7de opmerking, julle het baie vir my naam verduur. Verlede tyd. Julle het baie vir my naam verduur. En 8stens, julle het nie moeg geword nie. So hier is die 8 opmerkings wat Christus oor hierdie gemeente maak in die eerste 3 verse. Ek weet wat julle doen, ek ken julle onvermoeide arbeid, ek ken julle volharding, julle kan nie slegte mense verdra nie, julle ondersoek mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, dan vind julle uit dat hulle nie is nie. Julle volhard, julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Dit klink goed.
Klink goed. Maar ons moet herinner word, ons moet herinner word aan 1 Korintiërs 13. Ek het 1 Korintiërs 13 die kerngedagtes in die begin van die hoofstuk opgesom. Al sou ek die tale van mense en engele spreek. Daar is sommige mense wat sê, man, ek het gearriveer op 'n sekere plek, ek kan in wat ook al, tale van mense en engele spreek. Of, al sou ek die gawe van profesie hê. Of, al die geheimenisse weet. Of, al die kennis hê. En al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit. En al sou ek al my goed uitdeel, ryk jongman. En al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word. Kom ons kyk gou weer. Tale van mense en engele, gawe van profesie, geheimenisse, kennis, geloof wat berge kan versit, alles weggee, jou liggaam oorgee om verbrand te word, al sou ek al hierdie goeders doen. En ek het nie die liefde nie. Wat is die woord vir liefde wat ons altyd leer? Agape. Dis 'n liefde van optrede, aksie. Hier's 'n spanning. Al sou ek al hierdie goeders kan doen, maar ek het nie liefde nie. Ek het nie agape nie. Dan sou dit my niks baat nie. Wat is die probleem? Elke mens wat na Efese kyk, elke mens wat in daai tyd na hierdie gemeente gekyk het, sou met verbasing toegee dat hierdie 'n besondere groep mense bymekaar in hierdie gemeente in Efese is. Hulle doen wat hulle veronderstel is om te doen, en leer Jakobus 2 ons nie dat jou geloof word getoets in jou werke nie? Maar God kyk na hulle, hierdie mense doen. Volgens ons perspektief is hulle binne Jakobus 2, bewys jou liefde, bewys jou geloof deur jou optrede. Hierdie mense tree op. Maar God kyk na hulle en God maak 3 opmerkings, Openbaring 2 vers 4. Eerste opmerking, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Tweede opmerking, onthou waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen weer die eerste goed. Hulle is besig nou met goed, maar daar's iets wat hulle nie meer doen nie. Besige gemeente, besige bytjies, geskarrel, zoom, 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 hier's dinge aan die gang, maar iets is daar nie meer nie. Derde opmerking, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Christus sê, dat hy gaan kom om oordeel oor hierdie gemeente te bring, en Christus sê, ek gaan die gemeente se lig verwyder. My oordeel oor 'n liefdelose gemeente gaan wees om hierdie gemeente se deure toe te maak. Is daar enige koneksie? Onthou ons opskrif. Ons opskrif is ooreenkoms met God se waarskuwing aan Israel. Is daar enige koneksie hier met Jeremia se boodskap aan Juda, wat uiteindelik weggevoer is uit hulle eie land? Kyk hier. Jeremia 2 vers 2, kyk daar. Jeremia 2 vers 2. Jy het 'n merkie by Jeremia gehou, blaai soontoe. Gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here. Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd. Toe jy agter my aangeloop het in die woestyn in die onbesaaide land. Kyk na vers 5. Watter onreg het julle vaders in my gevind, dat hulle ver van my afwyk, of afgewyk het? Kom ons stop daar. God sê vir Israel, vir Juda, deur Jeremia, ek onthou hoe jy aanvanklik was. Wat het gebeur? Maar Ou Testament of Nuwe Testament, ons sien dat daar 'n geneigtheid is om te taan. Jeremia 2, Openbaring 2. God het hom geopenbaar en sy opdrag
is liefde-gebaseerde optrede. Indien hierdie optrede nie deur liefde gedryf word nie, is dit sonder nut. Geen een van daardie 5 gemeentes bestaan meer nie. Om die waarheid te sê, nie die ander 2 gemeentes wat aangemoedig word, bestaan meer nie. Elkeen se deure is uiteindelik gesluit. As ek jou sou vra, wie is die oudste gemeente in die wêreld? Ek het gaan soek. Ek het na professor Google toe gegaan. Ek het verskeie instruksies vir professor Google gegee en gesê, help my die oudste gemeente in die wêreld vind. Al wat jy gaan kry, sterkte met jou soektog, as jy dit wil probeer. Al wat jy gaan kry, is lys na lys van die oudste geboue wat Christen gemeentes was. Die aanduiding is dus dat gemeentes gestig word, agteruitgaan en verdwyn. Hoekom is dit so? Kom ek verduidelik dit vir julle as volg. Vir eeue reeds word daar gepoog om 'n masjien te maak wat nooit sal ophou loop nadat dit aan die gang gesit is nie. Ons noem dit ewigdurende beweging, in Engels is dit perpetual motion. Vir eeue al probeer mense so 'n masjien aan die gang kry wat vir ewig, nadat hy aan die gang gesit is, dat hy vir ewig sal aanhou loop. Die gedagte is dat daar 'n oorspronklike dinamiek moet wees wat die beweging aan die gang kry, en dan kan hierdie oorspronklike krag maar verwyder word, die masjien sal nie weer ophou loop nie. Eeue en eeue probeer mense so iets aan die gang kry. Karel probeer waarskynlik nou nog een aan die gang te kry. Wat is die oorspronklike dinamiek wat Christen optrede mobiliseer? Wat is die oorspronklike dinamiek wat Christen optrede mobiliseer, wedergebore optrede mobiliseer? Wedergeboorte met die liefde, kom ek stel dit so, wedergeboorte met die vlam van liefde vir Christus wat dan jou optrede dryf. Wat is die oorspronklike dinamiek wat Christen optrede dryf? Wedergeboorte met die vlam van Christus wat daardie optrede dryf. Die gevaar is wanneer dit nie meer daardie vlam is wat hierdie optrede dryf nie, maar net 'n nuus waar ons die lig op onsself skyn. Wanneer die vlam van liefde nie meer die dryfkrag is nie, maar 'n koue oortuiging van ons doen wat ons doen omdat ons Christene is. Hoekom staan jy op en jy gaan kerk toe? Dis wat ons doen as ons Christene is. Hoekom is jy bereid om vir 52 minute en 27 sekondes stil te sit? Want dis wat ons doen veral as ons in hierdie kerk is. Laas week was dit 1 uur en 3 minute. ‘n koue oortuiging, ons doen wat ons doen, want dit is wat Christene doen. Wanneer ons daar kom, dan is ons waar Efese was. Die vlam is eenkant net die momentum bly oor, en daardie momentum neem progressief af, want eintlik maak daardie deure uiteindelik toe. Net soos dit onmoontlik is, mense luister, die wette van termodinamika gee vir ons 'n aanduiding dat dit onmoontlik is om 'n masjien te skep wat vir ewig sal beweeg nadat jy die primêre dinamika verwyder het. Net soos dit onmoontlik is om 'n masjien te skep wat ewigdurend sal beweeg, so is dit onmoontlik om 'n gemeente aan die gang te hou wanneer Christus liefde nie meer die dryfveer is nie. Hoe word ware liefde getoets? Johannes 13 vers 34. Christus se woorde aan die disippels: 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Broederliefde kan nie losgemaak word van Christus liefde nie. Die een bewys die ander. Die een bewys die ander. Wat is die karakteristiek van 'n gemeente wat steeds hulle eerste liefde uitleef? Ek
het 2 skrifgedeeltes gaan ophaal. In Efesiërs 4 vers 2 en 3 sien ons die karakteristiek van 'n gemeente wat steeds sy eerste liefde uitleef. Nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdraagsaamheid, met ander woorde, ek sal aanhou en aanhou terugkom, ten spyte van hoe moeilik en swaar dit mag wees om heilig gemaak te word. Strewe na eenheid, strewe na vrede. Daar's nog 'n gedeelte wat daarvan praat. 1 Tessalonisense 5 vers 14 tot 22. Vermaning, bemoediging, ondersteuning, najaag van die goeie, soos God sê die goeie is, blydskap, gebed, dankbaarheid, leerbaarheid, heiligheid. Wat is die teenoorgestelde hiervan? ‘n emosielose doelgerigtheid sonder entoesiasme wat nie primêr op ander ingestel is nie. Hoe doen jy individueel? Hoekom vra ek hoe doen jy? Want ons sal net doen wat die som totaal is van hoe jy en jy en jy en jy en jy en jy doen. Of God uiteindelik ons kandelaar van sy plek af sal verwyder, dis in ons hande. Wat dryf jou om te doen wat jy doen? Kom ons vat 'n minuut of 2 en elkeen individueel bid self. As jy skuldig is, vra God se vergifnis en sy krag om te verander. As jy nie skuldig is nie, dank hom en vra God se krag om te bly verander. Sodat hierdie gemeente 'n toekoms kan hê waar die kandelaar in plek sal bly. En na 'n minuut sal Andreas vir ons begin speel.